Hallo julle, ons het nou al deur 'n hele paar lesse saam geloop en ek hoop julle vat dan iets weg van ons weeklikse lesse. Ons het nou al 'n hele paar goed gesê oor ons oorhoofse tema. Ons is nou op ons 4de en tweede laaste les wat handel oor genade. In hierdie les praat ons oor die nagmaal. Ons almal was al seker in die kerk as die dominee die nagmaalformulier lees en almal die brood eet en die wyn drink. Ek self het toe ek klein was gesit en kyk hoe die volwassenes dit doen, gewonder waaroor dit gaan en hoekom ons dit doen. Wel, die nagmaal begin baie vroeër as ons kerk. Dit begin by Jesus self. Lees gou die teksvers in julle Ons Glo app. As jy nie die app by jou het nie, dis Matteus hoofstuk 26 vers 26 tot 30. In hierdie gedeelte gee Jesus aan sy disippels die opdrag om die nagmaal te gedenk, want elke keer as hulle dit doen, word hulle herinner aan Jesus se ongelooflike offer aan die kruis. En deur al die eeue hou die kerk die nagmaal vir presies dieselfde rede. Jesus wou gehad het dat ons 'n maklike en eenvoudige manier het om nie net die evangelie te verkondig nie, maar onsself ook te herinner daaraan. Dit doen ons as ons die nagmaal hou. Ons herinner onsself keer op keer aan sy ongelooflike genade. Die wêreld is vol rituele wat ons aan verskeie goed herinner. Hoekom het Jesus hierdie baie spesifieke ritueel gekies? Wel, eerstens in die nagmaal gebruik ons al ons sintuie. Jy sien en hoor die dominee praat, jy voel en ruik die brood en wyn en laaste proe dit ook. Hoe meer sintuie mens gebruik in 'n aksie, hoe beter onthou jy dit. Jesus wou baie seker maak dat ons nie vergeet van sy genade en liefde nie. Nou ja, hoe sou jy die nagmaal verduidelik aan iemand wat nog nooit iets daarmee te doen gehad het nie? Dink 'n bietjie hierdie week oor daai vraag en dan sien ek julle in die volgende les.